Goeienaand. God het die aarde doelbewus as woonplek vir die mens geskep. Die mens kon die aarde bewoon en bewerk en hy kon vanuit die aarde lewe. God het die mens egter ook na sy beeld geskep en 'n besondere verantwoordelike posisie ten opsigte van die skepping gegee om die aarde te beheers. Dit is 'n besondere posisie met 'n besondere verantwoordelikheid waarin God ons hier op aarde geplaas het. En ons moet ons daaroor verwonder en mooi nadink oor die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Ons word die rentmeesters of die bestuurders van God se skepping. Aan die een kant is dit die bedoeling dat ons saam met die skepping tot lof van God sal sing. Aan die ander kant word ons opgeroep om as het ware voor te sing en te sorg dat daar harmonie en sinkronisasie in hierdie koorsang tot eer van God is. Weens die sondeval het die harmonie gebreek. Dit het aaklige gevolge vir die verhouding tussen mens en God, en mens en skepping. Alles word skeef getrek, die balans word versteur. Ons sondaarmense verstaan nie God se doel met ons en ons plek in die skepping nie. Ons dink aan onsself en ons gebruik die skepping ter wille van onsself. Ons verstaan min van die kompleksiteit, die ineengevlegtheid van die verhouding tussen God, mens en skepping. Dan haal ons vir God soms uit die verhouding uit. En dit word 'n blote tweeledige verhouding waarin of die mens of die natuur belangriker as die een geag word. Hierdie voortdurende stryd oor wie die belangrikste is, sal nie ophou as daar nie perspektief is op die een wat eintlik die belangrikste is nie. Ander kere haal ons die mens uit die verhouding en stel selfs die natuur gelyk aan God. En so word die kroon van God se skepping as die beeld van God geminag en die skepping verafgod. Ander kere weer onderbeklemtoon ons die rol van die skepping in die verhouding. Dan gebruik en misbruik ons gewoon die skepping van die Here. Die mens dink dat hy God kan dien sonder om na God se skepping om te sien. Die gevolg is dat die skepping as woonplek verwaarloos word en naderhand ook nie meer vir die mens kan sorg nie. En ook veroorsaak dat God nie meer geprys word. Die herskeppingswerk van Jesus Christus en die Heilige Gees het ook wat ons verhouding met die natuur betref, dus wesenlike veranderinge gebring. Jesus Christus het op hierdie aarde kom woon. Hy het die natuur in sy optredes op aarde gebruik. En deur sy verlossingswerk het hy die mens weer kom herskep om in staat te wees om die regte verhouding te sien en te beoefen. So werk die Heilige Gees in sy herskepping van die mens die regte gesindheid in ons harte. Hy laat ons as nuutgemaakte mense weer omgee, nie net vir God nie, maar ook vir sy skepping, sy handewerk. Daar ontstaan weer by die herskepte verloste mens die begeerte dat alles tot die eer van God moet wees. Die herskepte mens begin weer saam sing. Hy begin weer voorsing in die koor van die lof van die Here. Hy roep die ganse skepping op om saam met hom te kom sing. Prys die Here vanuit die hemele, prys hom in die hoë hemel, prys hom alle engele, prys hom alle hemelwesens, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys hom hoogste hemele en waters in die hoë hemelruim. Laat hulle die naam van die Here prys, want hy het beveel en hulle is geskep. Hy het aan hulle 'n vaste plek gegee, vir hulle 'n orde neergelê, waar buite hulle nie kan beweeg. Prys die Here van die aarde af, seediere en al die oseane, weerlig en haal, sneeu en miswolke, stormwind wat sy opdrag gehoorsaam, berge, al die heuwels, vrugtebome, al die seders, wilde diere, al die vee, al wat kruip of vlieg.
Laat die naam van die Here geprys word, want sy naam is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Goeienaand.